Goeiemôre gemeente. Baie welkom almal vanoggend hier. Lekker om julle almal te sien. Kom ons goed gevindig almal rondom ons. Sê net vinnig hallo. U is my hoop. Op U Here het ek van jongs af vertrou. U is my hulp van my geboorte af. Reeds voor ek in die wêreld gekom het U my beskerm. U loof ek gedurig deur. Ek is vir baie wonder, want U is my veilige toevlug. Ek besing U lof en U roem gedurig deur. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Vanoggend het ek gedink ons gaan vandag praat oor die breë pad en die smal pad. Ons almal ken die teks baie goed, ons ken die beeld baie goed. Vandag 'n bietjie rondom dit gesels en dan gaan ons twee tekste vat wat iets elkeen kom sê wat vir ons vandag belangrik is. So liedere wat ons gesing het, hy is my leidsman, hy is die een wat my lei en dan die Here Jesus kom alles vir my vra en dan sien ons nie selfs ek dien nie, sal nooit die koninkryk kan sien. Wat iets sê ook van hierdie pad na die lewe wat vir ons wag. So vandag al die liedjies wat ons sing, het iets met leidsman, iets met pad en iets met ons bestemming te doen. So iets om net te let as ons ook die woorde sing vandag. As wet vandag lees ek vir ons uit 1 Johannes 2 vers 15 tot 17, net 'n kort stukkie. Daar staan: Moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. As iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid op besit, kom nie van die Vader nie, maar uit die wêreld. En die wêreld met sy verleilike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, bly ewig lewe. Net tot sover. So julle gaan nou sien met die boodskap, wat iets daarvan kom sê, die wêreldse dinge, die hemelse dinge, en baie keer is ons fokus op die wêreldse dinge, op besittings, op geld, alles wat ons najaag, en hierdie stukkie reeds kom sê vir ons, as iemand die wêreld lief het, is die Vader se liefde nie in hom nie. En dan die waarskuwing, moenie die sondige wêreld en die dinge van die wêreld lief hê nie. En ek dink aan die begin van die diens reeds om te dink daaroor, wat is vir my belangrik? As ek vandag nou moet eerlik wees, is dit hoofsaaklik wêreldse dinge? Of kan ek sê, maar weet wat, die hemelse, die ewige is ook belangrik vir my. Ek dink daaraan, dit maak vir my saak, of is dit maar meer dat ons aards dink en aardsgerig is? En vandag se boodskap gaan veral rondom dit gaan. Maar ek gaan vra terwyl ons stil word by onsself om te dink daaroor. As jy vandag vir jouself moet sê, is my fokus op die ewige lewe? Of dink ek nie regtig aan dit nie? Jy weet, miskien is ek nog jonk, miskien voel ek weer wel, daar's nog baie tyd, ek gaan nie nou al daar worry nie. Het ek 'n fokus op die ewige? Of is my fokus op dit wat ek sien, op al die aardse dinge? En hoor mooi, gaan nie oor dat my gesin, my werk, my familie nie belangrik mag wees, maar dat die ewige, dat die Here vir my belangriker moet wees. So daarom vandag, waarop is my fokus? En as jy agterkom dat jou fokus nie heeltemal reg is nie, praat in hierdie gebedstyd met die Here daaroor. So kom ons raak stil vir 'n half minuut. Wie is 'n God soos U? Hy sal ons weer genade betoon. Hy sal ons sonde tot niet maak. U sal al hulle sondes in die diepsee gooi. Amen.
Kom ons sluit ons oë, dan begin ons met 'n gebed. Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons net vandag voor U kan stil wees. Here, die voorreg om saam te kan wees, voorreg om U woord te kan hoor, die voorreg om te kan loof en prys. Here, die voorreg om ook op 'n besondere manier naby aan U te wees vandag. En Here, ons kom bid vandag waar ons die woord gaan open. Here, asseblief mag U Gees in ons werk. Here, dat ons vandag die boodskap ook by U kan ontvang. En Here, help ons dat ons sal hoor, dat ons sal luister en ook dat ons sal toepas wat ons vandag by U hoor. Here, mag U op 'n besondere manier vandag ook by ons teenwoordig wees. Amen. Ek het die man ry saam met die ou wat bestuurlesse aanbied. Hy's nou 'n learner, hy leer die padrails, leer om te bestuur. En hy ry saam met die man in die kar. En die ou wat nou die lesse gee, sê vir hom: as daar 2 mense in die pad is, jou vrou en jou ma, wat trap jy? Hy sê, nee, hy trap seker maar sy vrou. Die ou sê vir hom die 4de keer trap die briek. So, maar sien, ek het nie gevra vrou en skoonma nie. Daar sou die antwoord anders wees. Ons praat vandag 'n bietjie oor paaie. Die video's wat ons gekyk het, sê iets van padtekens, verskillende paaie wat ons vat en waarheen ons op pad is. En ons weet, binne Nelspruit, jy kry baie verskillende paaie. Jy kry dan nou paaie wat lekker mooi is, sonder slaggate, kry paaie met baie slaggate, kry grondpaadjies, kry teerpad, kry breë paaie, kry smal paaie. En gelukkig nou nie Johannesburg waar jy nou snel weer kry met baie verkeer of 'n geloedies waar daar die hele tyd ongelukke op is nie. Maar ons kry verskillende paaie wat ons elke dag ry. En jy het natuurlik vaste paaie hoe jy skool toe ry, werk toe ry, mall toe ry. Ons almal maak gebruik van paaie. En ons gebruik verskillende paaie. En ek het hierdie storieetjie gehoor om eintlik by die punt uit te kom. Hulle sê dis waar, ek weet nie of dit waar is, hulle sê Billy Graham het hierdie verhaal vertel van Albert Einstein. Dit is so lank terug wat hy op 'n trein was. En toe die kondukteur nou kom om sy kaartjie te kom haal, vra hy nou vir Einstein sy kaartjie en Einstein kry nie die kaartjie. Hy het nou gesoek oral in sy sakke en hy kry nie die kaartjie nie. En die kondukteur sê vir hom, maar meneer Einstein, ons weet wie u is. Ons weet u het 'n kaartjie gekoop. Moenie worry nie, dis oké. En toe die ou nou omdraai en loop toe sien hy, maar Einstein soek verwoed vir hierdie kaartjie onder sy tasse. Hy soek oral. En die ou sê vir hom, weer, maar meneer Einstein, ons weet wie u is. Ons weet u het 'n kaartjie gekoop. U hoef nie te worry nie. Hy sê, my seun, ek weet ook wie ek is. Maar my vraag is, waarin is ek op pad? Want ek kan nie onthou nie. So, hulle het hom nou ergens gestuur, maar hy weet nie waarin hy op pad is. Hy soek die kaartjie, want hy moet tog weet waar om af te klim. So baie keer hierdie vraag, maar waarheen is ek op pad? Weet ek waarheen ek op pad is? Nou ek weet, dit is 'n breë vraag en 'n moeilike vraag om te antwoord, maar waarheen is ek op pad met my lewe? Dis iets waar ons nie graag nadink oor nie. Weet ons vir my, daai diep moeilike onderwerpe, ons fokus maar op hier en die nou, maar waarheen is ek op pad met my lewe? Want daar's soveel paaie wat ons kan vat. As ek gejaagd is, soek rykdom, dan vat ek daai pad en dis waarheen ek mik. As my fokus is op besittings, is dit waarvoor ek mik. As my fokus is op kennis, op status, dan vat ek verskillende paaie. En die vraag is, waarheen wil ek gaan met my lewe? Want dit bepaal tog watter pad ek vat. Dis daai, ek weet nie of julle onthou die fliek Alice in Wonderland, waar Alice vir die kat vra, maar watter pad moet ek vat? Dan vra die kat maar, waarheen is jy op pad? Dan sê sy weet nie regtig nie. Dan sê die kat, maar dan maak dit nie saak wat se pad jy vat nie. Want as ek nie weet waartoe ek gaan nie, dan kan ek ons maar enige pad vat. Kan ek enige pad ry? So ek moet weet,
Waarin is ek op pad met my lewe? Want in my lewe het ek verskillende paaie om te vat, maar ek moet kies watter een. En vandag se boodskap gaan baie hierop fokus, watter pad vat ek en jy? En vandag wil ek hê, jy moet dink daaroor. As jy hier uitstap, wil ek hê, jy moet dit vergeet nie, maar tog moet jou kop oor hierdie goed dink. So kom ons lees ons teks vandag. Ek gaan 2 teksies lees, al twee is net 2 of 3 versies lank, baie kort en kragtig, maar al twee hak aan by mekaar. Matteus 7 vers 13 tot 14. Gaan deur die noupoort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed. En die wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou en die pad daarheen smal. En die wat dit kry, is min. Kort teksie. Almal het hom al gelees, almal het hom al gehoor. Nou, die een ding wat ek sê, toe ek die teks lees, kyk, ons gaan nou praat oor die 2 paaie, die 2 hekke, die 2 ingange, dis wat die klem lê. Maar vir my dadelik wat opval, toe ek die teks lees, dat Jesus sê, en die wat dit kry, is min. Nou, dit het my dadelik gevang, né? Dat Jesus klaar duidelik maak, né? Hierdie pad, smal pad, wat in ewige lewe lei, das min. En dadelik, kom sê dit vir my, jong, as daar min is ek een van hierdie min. So dadelik, nooi dit jou uit om 'n vraag te antwoord. Ons kyk na die teks, Jesus kom maak dit duidelik, baie mooi gestel, daar is 2 paaie. Smal pad, breë pad, nou ek, breë ek. So die vraag is dan nou, by watter een gaan ek in? By die nou ek? By die nou ek met die nou paadjie, breë ek met die breë paadjie. En voor ons nou besluit watter pad ons vat, kom sê hy, daar's 'n verskil tussen hierdie 2 paaie. Breë pad is die lekker pad. Jy weet, baie mense op die pad, lekker gerieflike pad, gemaklike pad, weet jy wat, dis die pad wat jy lekker stap. Daar vra nie veel van jou nie, jy kan jou eie dinge doen, jou eie wil volg, jy kan hierdie pad net geniet. Aan die ander kant sien ons die smalweg, nou pad, dat hierdie pad ongerieflik is, dat dit 'n moeilike pad is, dat dit baie kom vra, dat dit dissipline vra, dat dit opoffering vra, en dat min op hierdie pad loop. En die vraag vir my en jou vandag, watter een sal ek sê, is ek besig om te stap? Watter pad kies ek om te volg? Want Jesus wil juist die vraag kom antwoord en kom sê, maar weet wat, ons moet 'n keuse maak. Want in Matteus 5 tot 7 is die bergpredikasie, Jesus kom praat, in Matteus 7 praat hy oor, ons moenie oordeel nie, hy praat oor gebed, en dan kom praat hy oor 'n keuse wat ons moet maak. En sulke tekste is onpopulêr, want jy moet 'n keuse maak. Kies smalweg, breëweg. En die beste van alles, as jy nie kies nie, kies jy die breë weg. Want baie ouens sal sê, maar weet wat, kom ek sit in die middel. Ek weet nou nog nie lekker wat se kant ek wil gaan nie, so ek gaan net hier op die draad sit en wag. Maar baie duidelik, as jy dit kies, kies jy klaar die breë weg. Want die smal weg gaan ons nou sien, vra inspanning. Dit vra effort. As ek hierdie teks lees, en Matteus 7 later, ek wil op 'n volgende keer op daai deel weer fokus, maar op hierdie deel om te weet, as ek en jy vandag hier sit, en ons hoor dit, moet ek 'n keuse maak. Kies ek om die smal weg te stap? Kies ek om saam met Jesus te stap? Kies ek om die onpopulêre pad te stap, om die moeilike pad te stap? Of kies ek liewers om saam met al die baie mense die lekker pad te stap, om my eie kop te volg, my eie sin te volg, en dis mos lekker op hierdie pad.
afdraande pad, teerpad, dis lieflik. Watter een kies ek vandag? Jesus sê, en die wat dit kry, is min. Die een ding wat ons moet besef, die eindbestemming van al twee paaie. So ja, as jy net kyk na die pad, dan lyk dit vir my, ja, maar hierdie breë pad is eintlik beter, want hy's lekker, hy's gemaklik, jy weet, jy kan doen wat jy wil, dis die pad om te stap. Maar hierdie pad lei na verderf, die smal en moeilike pad lei na die lewe. En daarom moet ek weet wat my uitbestemming is, waarin is ek op pad, want dit bepaal die pad wat ek vat. Om vandag oor dit na te dink, en dan hierdie prentjie, kan ek vraag, wie van julle het met hierdie prentjie groot geword? Ek weet nie, ek weet in my ouma se huis het hierdie ding gehang, so prent van dit, baie lang terug, so, dis iets wat in die verlede nogals, ek weet, nou nie, ouer predikante, het baie van hemel en hel gepreek, jy weet, vandag is ons bang vir hemel en hel, ons wil nie preek daaroor nie, so hierdie prentjie is al baie gebruik, en dan wys dit vir ons, die breë pad, populêre pad, smal pad, minder populêre pad. En eintlik gaan hy so 'n bietjie aan onder toe, maar die een was die mooiste een wat te kry, maar as jy gaan sien, ek moet 'n keuse maak. En hierdie ene is 'n praktiese, 'n visuele voorstelling van die wat kies die kant en die wat kies daai kant. Kom ek lees vir ons Lukas 13, 22 tot 24. Daar staan, terwyl Jesus op pad was, Jerusalem toe, het hy deur stede en dorpe gegaan en oral die mense geleer. Toe vra iemand hom, Here, is die wat gered word, maar min. Hy sê vir hulle, span al julle kragte in, om by die smal deur in te gaan. Baie verseker ek julle, sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. Net tot sover. Nou, hierdie teks, selfs as die ander teks, praat van die smal weg, praat van die smal pad, smal hek waar ek moet ingaan. Nou, in hierdie deel, sien ons dan, dat iemand Jesus kom vra. Hy kom vra vir hom, Here, is die wat gered word, wat min. So eintlik soek hulle nou, half en half 'n getal om te gee, maar Jesus se antwoord spreek eintlik tot hulle harte. Dit laat hulle dink, laat hulle besef, maar kyk, dis nie so eenvoudig om 'n getal te kom gee nie. Hy sê, span al julle kragte in, om by die smal deur in te gaan, baie, verseker ek julle sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. Die vraag is, wat tref jou van hierdie deel? Vir my kom dit daarop neer dat Jesus kom vir hulle gesê het net, jong, min kom in die hemel, klaar. Antwoord daar gelos het, almal se gehoor het gesê, baie mooi, gaan aan. Maar hy kom sê dit op 'n manier wat jou vra om iets te doen. Span al julle kragte in, om by die smal deur in te gaan. So, as jy hierdie teks vat, wat hy meer sê as die ander teks, smalweg vra inspanning. Dit vra effort, dit vra moeite. Dit kom nie net van self nie. Dit kom nie gerieflik nie, dit kom nie maklik nie. Daar word gevra dat ek sal effort insit met dit. En ons hou nie daarvan nie. Die Griekse woord, aginosomai, beteken dan, as jy die prentjie wil kry van 'n atleet, van 'n wedloop, van 'n atleet wat alles inspan, al sy krag, alles span hy in, om by hierdie wenstreep te kom. Nou, dis hierdie woord wat gebruik word. Hierdie strek, hierdie najag. So Jesus sê, ek en jy moet najag. Ons moet strewe, ons moet alles inspan, om by hierdie smal deur in te gaan. Al my krag. Hy wil vir ons kom sê, dit vra van jou. Dit vra besluit, dit vra keuse natuurlik, maar dit vra inspanning.
Dit vra dissipline, dit vra opoffering om hierdie pad te vat. Maar ek en jy moet dit besef. En ek en jy moet dit doen. 'n wedloop is altyd 'n mooi beeld om te gebruik. Daai ou wat wil wen, as hy nou die 200 meter of die 100 meter wil gaan hardloop, kan hy nie daar gaan staan en sê, "Jesus, kom ouens, kom ons kyk hoe gaan dit nie. Ek het nou nie geoefen nie, ek het nie moeite gedoen nie, maar weet jy wat, ek gaan sommer draf en dan wen ek hierdie wedloop." Want daai manne wat daar wegspring, sit al hulle krag in. Dis voluit. Ek mik om te wen. Ek mik om dit te doen. Dis wat Jesus vra. Dat ons hierdie effort, hierdie toewyding, hierdie dissipline sal insit om hierdie wedloop te hardloop. Om by hierdie smal deur in te gaan, om die ewige lewe te verkry. Dat dit nie alles maar net maklik kom nie. Want ek hoor baie ons sê, maar weet jy wat, ek het Jesus aanvaar, nou het ek genoeg gedoen. En ja, as jy Jesus aanvaar het, dit is wonderlik en great, maar as hy regtig in my hart is, dan vra dit tog iets van my. Dit verander tog my lewe, dit verander my mikpunt, dit verander my bestemming, dit verander my strewe. Want as ek verlos voel en verlossing ervaar, dan wil ek saam met Jesus lewe, dan wil ek saam met hom stap, en dan mik ek vir hierdie smalpad. Ek sit alles in om hierdie pad te loop. Nou hulle sê hierdie is 'n ware storie vir David Livingstone, julle ken hom, sendeling in Afrika. Eendag het 'n sendeling vir hom 'n brief geskryf en vir hom gevra, het hulle nou al 'n goeie pad tot by jou gekry? Indien wel, daar's 'n klomp van ons mense wat daarin wil kom. En hy het vir hom teruggeskryf, hy het gesê, as jy wag vir 'n goeie pad om mense te stuur, moet hulle liewers nie stuur. As jy dit wil maklik hê, gaan dit nie werk. Hy het geweet, as jy iets vir die Here wil doen, dan moet jy doen, al is dit moeilik. As ek en jy hierdie pad saam met die Here wil stap, dan stap ons hom, al is dit moeilik. Dit hoef nie maklik te wees nie. Dit hoef nie altyd lekker te wees nie, maar ek streef om dit wel te doen. Nou, ek weet nie wie van julle ken nie, bekende vioolspeler Fritz Kreisler, van julle wat musikaal is, sal hom dalk nou beter ken as ek. Nou hierdie is 'n aanhaling van hom af. Hy het gesê, smal is die weg wat lei na die pad van 'n violis. Uur na uur, dag na dag en week na week, vir jare het ek gelewe met my viool. Daar was so baie dinge wat ek wou doen, maar ek het dit nie gedoen nie. Daar was so baie plekke waar ek wou gaan, wat ek gemis het, omdat ek die viool wou bemeester. Die pad wat ek gevolg het, was smal en moeilik. Hierdie was 'n moeilike pad wat hy moes stap. Hy moes baie insit om dit te bemeester. Dieselfde, die pad na die lewe. Dit vra baie van my, uur na uur, dag na dag, week na week, jaar na jaar, vra dit vir my, dat ek sal alles insit, dat ek 'n toewyding sal maak, dat ek dit voluit sal doen. Dit kom nie maklik nie. Ek het hierdie beeld dat ek gekry, en ek dink dit is 'n baie mooi beeld vandag. Kom ons maak die voorstelling, daar's 'n skip wat besig is om te sink. En die kaptein waarsku almal op die skip en sê, "Jesus ouens, hierdie skip is besig om te sink. Daar's reddingsbootjies, julle moet opklim." Maar daar's baie mense wat jy weet, jy ken mos sommer mense. Hier staan 'n klompie ingestels, daar's 'n klompie wat lag, daar's 'n klompie wat met ander dinge besig is, daar's 'n klompie wat sê, "Maar weet jy wat, daar's tog baie tyd. Ons worry nie nou al daaroor nie." Dis 'n snaakse voorstelling. Want ek en jy sal dink, jong, as hierdie skip sink, dan gaan ek daarom na hardloop vir 'n bootjie. Jy weet, ek sou net bang, my skoonmaker voor my op, so ek sorg dat ek eers opkom. Maar die realiteit daarvan is dat ons sal nie speel met dit nie. Maar ons speel met ons verlossing so. Weet, ek wil gered word, maar gaan nie nou ergens daarmee maak nie. Ek sal die kans vat wanneer ek dit kry. Nie nou nie. Ons kan maklik ons verlossing uitstel.
Ons kan maklik uitstel om erns te maak met ons geestelike lewe, om erns te maak met die pad waarop ek stap, om erns te maak met my eindbestemming. Maar by 'n praktiese ding soos 'n skip wat sink, dan sal ons vinnig spring. Ons verlossing is belangrik. Ons ewige lewe is belangrik en daarom moet ons nou juis al besluit, nou juis al doen. Nou hierdie is advertensie, ek het hom probeer kry, maar kry hom nie, dit was nie by ons nie, maar hulle vertel, daar was 'n ou advertensie gewees van 'n man wat stap langs die pad en 'n kar tref, hy dink tref hom amper en hy so bly, die kar het hom net gemis en op daai oomblik kom staan daar 2 mans met wit klere langs hom. Hulle sê vir hom, die kar het jou nie gemis nie. Jy's raak gery, ons het jou kom haal. En hulle sê toe, dis nou 'n lewensversekeringsadvertensie, en die man sê toe vir die 2 engele, hy sê, maar weet jy wat, hy is so bly uit hierdie lewensversekering, want nou weet hy, sy vrou en sy kinders is versorg. En so stap hulle, kom by 'n huispak, en die huispak gaan bo hemel toe, en die advertensie sny op hierdie komiese manier af, wat het sê, ek is daarom bly, ek gaan op. Ek is daarom bly, ek gaan op. Daarom. Ek het gedink oor dit. Ek wil nie eendag sê, ek is daarom bly, ek gaan hemel toe nie. Ek wil weet, ek gaan hemel toe. Dit moet nie vir my 'n halfe gelukkige verrassing wees nie. Weet ek vandag, waarin ek op pad is? Weet ek wat ek pad ek vat? Jesus sê, span al julle kragte in, om by die smal deur in te gaan. Baie verseker ek julle sal probeer om in te gaan, maar sal dit nie reg kry nie. Volgende keer gaan ek praat oor die deel wat na in Matteus 7 later kom wat ons vandag gedoen het, maar vandag span al julle kragte in. Weet waartoe jy op pad is, weet watter pad jy vat, stap hierdie pad saam met Jesus. Amen. Kom ons sluit ons oë. Liewe Hemelse Vader, ons kom dankie dat ons vandag 'n boodskap by U kan ontvang. Liewe Here, U weet dat ons baie keer maar net lewe, maar net dag vir dag vat, dat ons nie baie keer dink oor waartoe ons op pad is nie baie keer dink oor die pad wat ons vat nie, maar Here, dat ons vandag by hierdie keuse kom, dat ons moet kies wat ons wil doen. Dat ons moet kies waartoe ons wil gaan, dat ons moet kies wat 'n pad ons vat. En Here, mag die Gees vandag so in ons harte werk, dat ons kies om saam met U te stap, dat ons sal kies om die ewige lewe te kry, dat ons sal kies om ons lewens vir U te gee. En Here, as dit van ons inspanning vra, as dit dissipline vra, as dit opoffering vra, kom bid ons Here, dat die Gees ons sal lei, dat hy ons daarmee sal help. En dat ons sal weet, hierdie pad is nie maklik nie, hy is nie gerieflik nie, hy is nie populêr nie, maar dat dit die pad is wat ons moet vat. Here, help ons daarmee en lei ons dat ons hierdie keuse sal maak. Here, wees met elkeen vandag hier wat die hulp nodig het, wat die bystand nodig het, wat die sorg nodig het. Here, mag hulle dit beleef, maar mag elkeen vandag hier beleef dat U naby ons is, dat U saam met ons stap en dat U lief is vir elkeen van ons. Here, ons bid dit alles vandag in die grote naam alleen. Amen. Die Here sal julle seën en julle bewaar. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede skenk. Amen.